Godse vriende, dit is lekker om julle weer terug te verwelkom by ons Kerk in Afrikaans. En weer eens dankie dat jy inskakel by ons vanoggend. Ek gesels ons bietjie oor iemand. En miskien voel jy daar buite so, iemand wat nie meer kan sien vir die lewe nie. Iemand vir wie dit te donker en te sleg geword het. Nou Psalm 130 is 'n psalm wat eintlik vir so iemand en vir ons, of wie ook al wat die situasie is, baie kan beteken. So kom ons lees Psalm 130 en ons gaan die hele psalm lees. Uit die dieptes roep ek na U, Here, luister tog na my Here, hoor tog my hulp geroep. As U ons sondes in aanmerking sou neem, Here, wie sou dan nog kan bestaan? Maar by U is daar vergifnis. Daarom word U steeds gedien. Ek stel my vertroue in die Here. Ek vertrou op Hom. Ek wag op die vervulling van sy woord. Ek wag op die Here, meer as wat die wagte op die môre wag. Wagte op die môre. Wag op die Here, Israel. Want by die Here is daar troue liefde. By Hom is daar verlossing seker. Hy alleen sal Israel verlos van al sy sondes. Nou vriende, die Psalm 130 laat ons dink aan iemand wat gevange geneem is. En in die ou tyd het hulle sulke putte gehad waarin hulle die mense gegooi het. En veral natuurlik nou die gevangenes wat ter dood veroordeel is. Is in 'n put, in 'n donker put gegooi. En baie keer onder in daai put was daar nog water ook gewees. So dit was 'n verskriklike slegte situasie om onder in 'n donker put gegooi te wees. En geen hoop en geen lewe eintlik meer vir jou voorlê nie. Nou dis presies hoe die psalmdigter van Psalm 130 voel. Hy voel in 'n diep donker put. Dis vir hom net nag. Vir hom is daar niks meer om na uit te sien nie. Daar's niks meer om voor te lewe nie. Hy sien kans vir niks nie en wel, hy sien ook sekerlik vir homself nie meer lig vir die toekoms nie. So dis hoe die psalmdigter van Psalm 130 voel. Maar hy gebruik nog een kans, en dit is om na die Here te roep, want dit is al wat vir hom oor is. Daar's niks verder vir hom oor nie, is om na die Here te roep. En in daai donker dieptes, in sy gebrokenheid, in sy verslaandheid, roep hy na die Here om hulp. En hy weet, en hy glo, dat die Here alleen vir hom hulp kan gee. En hy bid ook dat die Here sy sonde sal vergewe en sy swakhede sal vergewe. Nou vriende, deur 'n mens se lewe gebeur daar baie goeters. Die groot ding wat baie keer met ons gebeur is, ons verloor ons verhouding met die Here loop skeef. Ons verloor ons liefde vir die Here. Ons verloor ons toewyding aan die Here. En baie keer bring die Here dan vir ons in so 'n diep, moeilike situasie. Waar ons as dit ware teruggryp na die persoon met wie ons eintlik 'n verhouding verbreek het. En dis hoe die psalmdigter voel. Hy voel, hy het sy verhouding met die Here verbreek, hy het hom weggedraai van die Here af, hy het heel moontlik in sonde verval, verkeerde goeders gedoen, verkeerde besluite geneem, reglynig teenoor God se gebooie ingedraai, en dit bring vir hom in hierdie moeilike situasie, maar hy weet in sy diepte en in sy sonde en sy swakheid, verstaan hy nog God se genade en God se liefde, en hy weet dat God groot genoeg is en lief genoeg is vir hom om na hom te luister. So hy roep na 'n God wat hy weet na hom sal luister. Nou, dit kan verskillende goeders beteken. Die een ding kan beteken dat u miskien in kwaai depressie is en dat u nie meer kans sien vir die lewe nie en dat u baie keer dink ook om u eie lewe te neem. Dit kan wees dat u u werk verloor het. Dit kan wees dat u u besigheid verloor het. Dit kan wees dat u 'n verskriklike siekte opgedoen het soos kanker of 'n ongeneeslike siekte. Dit kan wees dat u iemand baie naby aan u verloor het. Of dalk iemand baie naby aan u se dood veroorsaak het per ongeluk. Ons het hierdie week weer gehoor van 'n klein seentjie wat onder 'n kar beland het. En dit gebeur met baie mense dat jy is nie bewus daarvan dat jou kind agter jou kar staan, jy ry
en jou kind is dood. Dit gebeur baie keer met mense wat hulle kinders in die kar doodgewoon vergeet omdat hulle nie te besig is. So daar is goeters wat met ons gebeur wat vir ons verskriklik seer maak, dat iemand dalk baie naby ons, 'n geliefde persoon, 'n geliefde kind, sy lewe verloor, en dit plaas ons in 'n baie diep gat en maak vir ons baie seer. En dis in sulke tye, as u vandag in daai diep gat is, onthou, daar's 'n God daar buite wat nog hoor. Daar's 'n God daar buite wat nog omgee. Daar's 'n God daar buite wat na u sal luister. So u kan in u diepste nood, in u diepste swaar, en in u diepste hartseer, kan u maar roep na hierdie God en hy sal vir u hoor. Maak nie saak hoe swart en donker die lewe vir u geword het nie. As die laaste ding wat u nog kan doen, kan u roep na God en hy sal u hoor. Maar God sal u nie hoor nie. Hy sal u ook red. En dit sien ons met die Here Jesus Christus toe hy aarde toe gekom het. Hy het by die mees eenvoudige mense het hy gaan staan en hy tyd met hulle spandeer. Met 'n blinde man, met 'n krepeel man, met 'n sondige vrou, met 'n vrou wat 'n ongeneeslike siekte gehad het, met ouers wat by hulle kind se sterfbed gestaan het. Mense wat siek was, wat sielsiek was, wat psigiatriese probleme gehad het. Jesus het by almal van daai mense stil gestaan en hy het hulle gehelp en hy het hulle gesond gemaak. So God is nie net 'n God wat vir ons hoor nie, maar hy is ook 'n God wat daadwerklik ingryp, daadwerklik by ons kom staan in ons nood en in ons swaar. Dit maak nie saak wat se situasie en is nie. God is ook 'n God wat by u kom staan en vir u kom help. Maar nou is daar 'n interessante dingetjie wat ons ook lees in hierdie Psalm, dat die psalmdigter sê dat hy ook moet wag op die Here. Nou dis een ding wat ons as mense in die moderne tyd moet leef. Vir ons mense in die moderne tyd gebeur alles oombliklik. Ons kry oombliklik die nuus op die radio. Ons kry oombliklik 'n plek waar ons iets kan koop as ons iets nodig het. Ons kry oombliklik kontak met mense oor die internet of met 'n telefoon of met 'n selfoon. Ons hoef eintlik nie meer vir niks te wag nie. Alles gebeur dadelik. Maar God, die almagtige God, die liefdevolle God, is ook 'n God waarvoor mens moet wag. Omdat hy luister, omdat hy sorg en omdat hy omgee, is God ook 'n God vir wie ons kan wag. Hy's groot genoeg, hy's almagtig genoeg, hy's sterk genoeg, hy is genoeg in beheer, dat ek en jy ook geduldig vir hom kan wag. So as jy dan vandag, vanmôre, in daai donker gat is, en jy sien nie vir jouself lig nie. God is nie net 'n God wat luister en help nie, maar hy is ook 'n God vir wie jy maar kan wag, vir wie jy nog 'n bietjie kan uithou, vir wie jy nog 'n bietjie geduldig kan wees, lankmoedig kan wees, net so 'n bietjie vasbyt. Want God sal verskyn aan jou, en hy sal uiteindelik die uitkoms bring. Vriende, en dit is die mooi van hierdie Psalm. Hy gebruik die hele idee van 'n wagter wat op die mure staan. Nou, die van die wat hulle ou kasteel gesien het, weet dat die kasteel so aan rondom hom is daar 'n baie breë, dik muur gebou, en bo op daai muur is daar 'n plek wat ou kan loop. So die soldate het bo op daai muur geloop en dan uitgekyk in die nag vir die vyand. Maar hulle kon eintlik niks sien nie, want hulle het nie nagsig goeders gehad soos wat ons vandag het, nagsig toerusting om in die nag te kan sien wie aankom of wie jou wil aanval nie. So as die son opkom, was dit vir hulle die wonderlikste ding, want dan weet hulle is veilig, hulle is deur die nag, dit het goed gegaan, hulle is fyn. Daar's 'n dag wat voor lê, wat hulle nog steeds kan lewe en hulle lewe kan geniet. En dis presies wat ook met ons gebeur. Die oggend sal kom, ook in u lewe. Daar sal 'n dagbreek wees wat dinge verander. En dit bring vir ons hoop en dit hou ons aan die gang. En ons moet ook nooit vergeet nie dat
Jesus gekom het na die aarde toe om God se omgee vir ons eintlik net te bevestig. Dat die Heilige Gees gekom het om ons te troos. So, as ons vandag in 'n donker gat is, daar's daar soveel van God se genade wat ons rondom ons kan sien, wat ons in ons lewe kan ervaar, dat ons nie anders kan as om te wag en te hoop en te weet en seker te wees dat God vir ons uit die donker gat sal uithelp nie. Wat die situasie ook al vandag is, lees Psalm 130 en onthou dan dat uit Psalm 130 leer ons van God se ontferming, sy omgee, sy oor wat hoor en sy hande wat red. Sterkte vir u waar u ook al is vandag en wat ook al op die pad lê en weet dat die Here vir u hoor as u hom aanroep. Amen. Kom ons bid saam. Onse Vader, dankie vir Psalm 130 wat vir ons leer dat u hoor as ons roep. En al is dit in ons donkerste tye, hoor u vir ons. Ons kan nie anders, Here, as om u daarvoor te loof en te prys nie. Ons bid vir elkeen daar buite, u weet van mense wat swaar kry, wat vandag dalk nie kan sien vir nog 'n dag nie, wat nie kan sien meer vir die lewe nie. Ons bid vir hulle. Sterk hulle in die wonderlike liefde, Here, ons bid dit in Jesus naam. Amen.